Goeiemôre geliefdes, vriende, kuiergaste. Hier's 'n klomp verskillende mense met 'n klomp verskillende verbintenisse tot ouma Marie-Louis. Ek wil vir ieder en elk van julle sê baie welkom. Wat ook al die rede sou wees wat jy dit goed gedink het om vandag te kom om 'n matriarg se lewe te kom vier. Iemand wat so 'n groot nalatenskap oor die hele aarde eintlik het en so diep in 'n familie en in 'n ekosisteem haar genetika gegee het, is dit vir ons so groot voorreg om haar lewe te vier. Oupa Andrew en die familie, the Khoza pastors, thank you for being here. We appreciate you and thank you for allowing me to speak Afrikaans. It would have put a little bit more pressure on me. En vir almal anderste van julle wat vir een of ander rede tot hier gekom het en die wat nog inkom, dis vir ons so groot voorreg om hier te wees. Ek moes nou eers deur so klein bietjie van my eie trauma gegaan het toe ek hierdie preekstoel gesien het. Ek het 'n ruk terug het ek 'n troue in die Kaap gehad en toe ek uit die kar uitklim, toe skeer my broek. En al wat ek vir myself gesê het is kom net agter die preekstoel in, so vinnig as moontlik, en toe was dit ook so deurskynende. En toe sê ek maar vir die mense wat gebeur het, maar ek het gekyk, niks by my is geskeer nie. Paar harte wat gebreek is dalk hier vandag en dis ook okay. Dis hoe dit moet wees. Ons is nie hier om alleen fees te vier nie, maar ons is ook hier om iemand se lewe te vier en om te treur dit wat getreur moet word. Treur is deel van die menslike oefening van mens wees en dis ook hoekom ons vandag hier is om ouma Marie-Louis se lewe te vier en om ook saam te treur, hopelik met die hoop om aan die ander kant uit te kom. So kom ons bid saam en dan gaan ons 'n lied saam sing. Almagtige God, Hemelse Vader, die een wat autoriteit het in die hemel en hier op aarde, wat hier tasbaar is vandag in ons midde. Here, ons is U so dankbaar. Dis die dag wat U gemaak het. En al maak dit nie vir ons sin om hierdie dag te hê nie, kies ons om te sê, we will rejoice in it. Because joy comes in the morning. And Father, we want to pray for that. Ons wil kom bid, Here Jesus, dat U vir ons die vermoë sal gee om aan die ander kant van hierdie hartseer dag ook uit te kom. Ons kom vra, seën die verrigtinge, seën U woord, U woorde het mense se lewens deur al die eeue nog verander en vanoggend is geen uitsondering op daai reël nie. Ons wil kom vra dat U rykste seën oor elke woord, elke minuut, elke lied, elke drukkie, elke herinnering, elke keer wanneer ons kyk na iets, mag U seën oor alles wees wat ons hier vandag bymekaar bring. Ons bid dit in U almagtige naam. Amen. Kom ons sing die volgende lied, Nader my God aan U, saam. Julle kan staan. En die woorde is in die boekie, aan die agterkant. Nader my God by U, nader tot my, net U genade Heer, maak sondaars vry. Na U
steeds bly. Nader my God by U. Nader my God by U. Steeds nader. Dan sal my lief steeds bly. Nader my God by U. Nader my God by U. Steeds nader. Nader my God by U. Steeds nader. Dis vir my vanoggend, dis nog vanoggend vir my groot voorreg en eintlik wanneer dit kom by 'n boodskap vir mense wat vir ouma Marie-Louis lief was, is dit vir my so maklik eintlik vanoggend om die laaste woorde wat ek met haar kon gedeel het, haar laaste preek waarna sy na my gesaanik moes geluister het, is ook die voorreg om dit vanoggend vir julle deur te gee. Tannie Marina die dag 2 Sondae terug het sy dit vir ons so mooi gesê, sy's 'n huisdokter en sy het vir ons gesê dis die laaste organe, nee, Tannie Marina, waar staan jy? Dis die laaste organe wat gaan. Dis is jou gehoor. So ouma Marie-Louis was aan die einde van haar lewe was ons almal deeglik bewus daarvan dat haar einde is baie naby. Maar ek weet sy het gehoor dit wat die Here daai Sondagoggend vir my gegee het om vir haar te gee, nou vir julle te gee. Mag dit vir elkeen van julle wat hier is, mag dit jou kom bemoedig, mag hierdie woorde jou kom stig en mag jy dit gebruik om jou eie lewe dienooreenkomstig in te rig, sodat ons elkeen kan gaan wees dit wat ons moet wees, gegee ook die tyd wat die Here aan ons elkeen geleen het hier op planeet Aarde. So dis 'n voorreg terwyl ons daar was om terug te kyk na dit wat oupa Andrew en ouma Marie-Louis, en julle sal nou iets daarvan ook lees in die briefie, wat hulle probeer uitleef het, is om met onvoorwaardelike liefde die disippelskap opdrag te gaan uitleef tot aan die uithoeke van die aarde. Dis die roeping, dis iets waarna hulle self verbind het, en ek is amper op hierdie oomblik seker om te sê hulle het hulle self tot die dood verbind met hierdie boodskap, om te sê, gaan uit, gaan maak disippels van alle nasies, en ek wil juis op hierdie teksgedeelte vanoggend stil staan, sodat dit jou kan bemoedig, en sodat dit jou dalk so bietjie kan help in jou eie handel en wandel saam met die Here. So, gee my dan die geleentheid om vir jou voor te lees uit Matteus 28 vanaf vers 16, wat die volgende sê. En dan sal ek reageer op sekere teksgedeeltes. Die 11 disippels, daar's nie meer 12 oor nie, want Judas het uitgeval. Die 11 disippels het toe na Jesus gegaan, na die berg soos Jesus hulle beveel het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. En ek dink dis die benadering wat ons vanoggend ook hierso vat. As ons sê, ons is hier met baie vrae, met baie mismoedigende goed wat ons nie altyd in ons eie lewens verstaan nie. Ons is teleurgesteld, ons is teneergedruk. En alwaaraan ons kan vashou, ek weet nie of jy al ooit so in jou lewe gevoel het nie, maar jy kom baie keer op 'n punt wat jy sê, dis die einde van myself, wat is oor? En dan kom jy agter, daar is nie eintlik 'n ander storie tussen die mensdom en iets groter as die mensdom, behalwe hierdie storie waaraan ons eintlik kan vashou nie. En ek voel, en ek dink klomp van julle voel vandag ook soos die disippels, wat gesê het, party kon hom aanbid het, party kan vrede maak met die dood van iemand, en ander mense kan nie, en dis ook okay. Party kan nader my God sing met volle bors en uit die diepte van jou hart uit, en ander mense sê, ek dink nie hierdie God is so naby aan my nie. En dis die toestand van mense op planeet Aarde wat probeer uitvind, wat is dit wat ons met ons lewens moet doen. So weet sommer net, aan die einde van Jesus se lewe, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, sê hy, dat
Party het getwyfel en party het nie getwyfel nie. En hier deel ons vandag 'n auditorium ook op om te sê party van julle twyfel, party is seker. Die Here sê almal van julle is welkom. En dan kom gee hy hierdie belangrike woorde wat elkeen van ons vandag hier help is om te sê Jesus kom toe nader en hy sê vir sy disippels: God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. En geliefdes, dis belangrik dat ons vir iets of vir iemand in ons lewens die mag moet gee of eintlik maar net weer kom bevestig dat en dis wat ons vir ouma Marilou ook kon gesê het, dat lewe en dood gee ons oor aan God wat sê ek is die gewer van lewe en daarbey berus ons. Ons staan terug. Ons wil uit ons eie uit. Het dit nie sin gemaak hier aan die einde nie. Ons het dit vir mekaar gesê ook oupa Andrew, dit maak nie sin dat ons dat iemand wat nie meer hier is nie nog steeds hier is. Hoekom is daar nie ander maniere hoe hierdie ding net kan uit klaarkom nie? En dan kom bevestig Jesus homself en hy sê alle mag, alle gesag, alle autoriteit in die hemel en hier op aarde behoort aan my. En ek wil jou kom bemoedig, geliefde, met hierdie woorde om jouself oor te gee om te kan sê alle mag en alle gesag, lewe en dood. Elke aspek van die lewe het 'n oorsprong. En ek weet nie van jou nie, maar ek is amper 'n klein bietjie gemakliker in my eie liggaam vandag om te weet dat die autoriteit lê nie by my nie. Ek kan die autoriteit gebruik en dit probeer weergee en jy kan dit by jou werksplek doen of tussen jou mense gaan doen. Maar alle mag en alle gesag van hierdie aardbol en alles wat hier moet gebeur, lê in die mag van wat Jesus gedoen het toe hy die dood oorwin het, uit die dood uit opgestaan het, die finale houvas wat dood op die wêreld gehad het, is verbreek. En hy sê op grond hiervan, op grond van dit wat geen mens nog kon vrygespring het nie, is ek nou die koning en die heerser van die aarde. Alle mag en alle gesag is nou in my hande. Dis 'n kragtige posisie om in te wees en is 'n voorreg vir oggend vir ons om voor hierdie God neer te buig. Rustig te word eintlik in onsself om te sê wat ook al jy najaag, hou maar op daarmee, want alle mag en alle gesag in die hemel en op die aarde berus op wat Jesus hier gesê het. Alles behoort aan hom. Oor siekte, oor lewe, oor dood, oor depressie, oor angs, oor elke liewe aspek van die lewe. Gesag en autoriteit is aan Jesus gegee, bo oor al hierdie goed wat ons hier kan sien en ook in die wêreld wat ons nie kan sien nie. En dan oupa Andrew se lewensteks wat dan sê gaan maak dan van alle nasies my disippels. Alle nasies. Nie net wit mense nie, nie net swart mense nie, nie net kleurlinge nie, nie net mense met gestremthede of wat Afrikaans praat nie, maar alle nasies moet van disippels gemaak word. Dis 'n lewensroeping wat op elkeen van ons wat onsself 'n volgeling van Jesus genoem word, jy is geroep om disippels te maak. Die ding wat my eintlik so 'n aha, wow oomblik was, is toe ek weer gaan kyk het sommer in die Grieks, hoe ons vertaling ons eintlik so bietjie mislei met die Great Commission, die groot opdrag wat ons gekry het wat sê gaan dan en maak disippels van alle nasies. Die gaan is nie in die Grieks die imperatief nie. Die imperatief is die woord, dit word baie min in die Grieks gebruik, maar dis die uitroeptekenwoord. Dis die hey, doen dit, klaar, vinnig, kry klaar. Dit is 'n duidelike command wat vir jou gegee word. In die Grieks is dit nie die duidelike woord nie. Gaan is die partisipium. Ek gaan julle nou nie verveel met verbuigings van morfologie in die Grieks nie, maar die verbuiging in hierdie geval is 'n partisipium beteken eintlik dat is iets wat eintlik klaar gebeur het en dit hou aan om te gebeur. So hoor mooi wat hierdie woorde eintlik van Jesus gesê het. 'n Beter vertaling sou heel moontlik gewees het om te sê soos wat julle gaan, soos wat jy begrafnis hou, soos wat jy na terug gaan werk toe, soos wat jy na die liedjies wat jy gesing het, weer aangaan met die lewe, waar jy weer gaan koffie drink saam met iemand, waar jy weer teruggaan na daai selfde omstandighede en dieselfde werk met dieselfde liggaam met dieselfde pyne, soos wat jy gaan. Hoor mooi, dis nie gaan uithoeke van die aarde, los alles hier, moenie worry oor wat nou met jou aangaan nie. En gaan net nie, want dis baie keer hoe die vertaling ons help dink oor hierdie ding. Nee, God sê deur sy seun Jesus Christus, soos wat julle gaan. En dan die imperatief. Die enigste imperatief in daai stuk is
maak disippels. Geliefdes, dis die enigste ding wat van ons gevra word. Soos wat jy gaan maak disippels, beïnvloed mense se lewens. Hoe maak jy disippels is die volgende vraag nou. Dis die agape liefde. Dis die uitleef van hierdie onvoorwaardelike liefde. Voorwaardelike liefde sê ek gee vir jou 'n bietjie en jy gee vir my 'n bietjie en ons ruil dit uit vir mekaar, maar as myne 'n bietjie meer raak as joune, dan skuld jy my weer 'n bietjie. Terwyl disippelskap sê ten spyte van, weet jy wat, ek gee nie om nie, al kry ek niks uit hierdie deal uit nie. Dis agape liefde, dis die woord waarmee Jesus, dis net Johannes wat die woord agape aanhoudend gebruik, en hy gebruik dit net in die konteks van wie Jesus hier op aarde was. Hy sê, dis Jesus wat hier op aarde was, wat gesê het, ek gee vir julle my lewe, ten spyte van jy wat vir my niks daarvoor kan teruggee nie. Ek gee vir jou my mens wees. En dan is die vraag, hoe gaan maak ons disippels, gaan leer hulle alles wat ek julle geleer het. So ouma Marilou het dit gehoor en ek hoop en ek vertrou en ek bid dat sy hierdie boodskap kon luister en gesê het, dis presies wat ek met my lewe gedoen het. Ek was vir mense onvoorwaardelik lief. Ek het hulle alles geleer wat die Vader my geleer het. En nie hierdie Vader nie, want hy het baie leerwerk self ouma Marilou gedoen. Dink ek sal julle saam my stem. Maar die Vader leer mense en hy leer ons as ons na die lewe van Jesus kyk. En ons gaan kyk wat het Jesus gedoen, ons interpreteer dit in ons eie lewens, en dan is ons veronderstel om dit vir ander mense te gaan gee. En ek dink nie ons hoef ure vandag te wonder of te worstel, of ouma Marilou, haar lewe, haar menswees, haar alles wat sy kon gehad het, alles wat sy in haar besit gehad het, of sy dit teruggehou het, en of sy dit met agape liefde na 'n gebroke wêreld toe uitgeleef het. Moet ons in 'n debat daaroor ingaan? Ek dink nie eens dis moontlik nie, dis nodig nie, want ons vier eintlik net vandag iemand wat die roeping van disippelskap oor haar lewe ernstig gevat het, tot wanneer? Tot aan die einde van tyd. En daarmee wil ek elkeen van julle dan, as hierdie teksgedeelte sê, soos wat jy gaan, hier staan gaan, maar ek wil jou help om anders daaroor te dink, soos wat jy gaan, vir jou werk geniet en of jy dit nie geniet nie, maak al die nasies my disippels, en dan doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, verbind hulle met hierdie drie-enige God, 'n God wat gesê het, julle gaan altyd dink ek's 'n koud en kliniese ver God, ek sal vir julle my Seun moet stuur, sodat hy tussen julle kan gaan wees, en sodat hy vir julle kan wys om die lewe te leef, en sodat julle met hom kan verbind, en uiteindelik kan sê, maar ons ken hierdie Jesus, en dan sal julle weet wie is die Vader in die hemel, en wanneer hierdie Jesus dan opvaar, net na hierdie teksgedeelte hemel toe, dan stuur hy sy Heilige Gees as trooster. Dis een van sy karaktereienskappe. Die een wat troos bring in mismoedigende tye. Jy kan gaan troos soek op ander plekke. Elkeen van julle, en oupa Andrew en die res van die familie, dit kom. Oom Eugene was al deur die proses, soveel ander mense ook. Jy gaan alleen voel. Begrafnisdag is een ding, 'n week later voel jy die alleen. Oupa Andrew het nou al gesê, dis waarmee hy nou sukkel, is die alleen. Hy het 'n lewensmaat gehad wat nie meer daar is nie. Wat nou? Bybel sê daar's net een wat nou, en dis tyd om te vertrou op die vertrooster, die Heilige Gees. God se Gees in ons wat sê ek sal harde harte sag maak, ek sal trane afvee, ek sal by julle wees. En geliefdes, daarmee verbind ons onsself op so 'n dag aan die drie-enige God. Sofie te doop vandag hier om te sê ons verbintenis is God die Vader wat sy Seun gestuur het, wat ons geleer het hoe om disippels te maak, en dan sê hy, gee vir ons sy Gees nou om daai disippelskap lewe te gaan leef, waar ook al ons moet gaan. En dan die heel laaste gedeelte hierdie, en dit het my rustig gemaak oor ouma Marilou se laaste ure hier op planeet Aarde, was in vers 20 sê dit dan, leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het, en dis hoekom ons bymekaar kom, dis hoekom ons in disippelskapsgroepe is, dis hoekom ons kerk doen, want ons leer mekaar en ons hou mekaar accountable aan hierdie sending opdrag wat ons elkeen gekry het. En dan kom gee hierdie woorde wat die volgende sê, ek is vir altyd tot aan die einde van wêreldgeskiedenis by elkeen van julle. Ek is met jou. En daai tye wat ons vir ouma Marilou gesien het en ons het besef uit 'n menslike aspek is hier niks meer op hierdie aarde vir haar oor nie. Ons dink
God is nou nie meer, waar is hy? Waarmee is hy besig? Wat is dit wat in sy hart omgaan, want hierdie is nie meer reg nie. En dan kom sê Jesus, sy heel laaste woorde op planeet Aarde, ek is by jou, en ander vertalings help ons dalk selfs beter daarmee wanneer dit sê, totdat jy jou laaste asem uitblaas. En geliefdes, ek weet nie van jou nie, ek weet nie wat jou vrees nie, ek weet wel, ons elkeen het 'n klok wat hardloop. En ek dink nogals dit sou interessant gewees het vandag as elkeen van ons hier ingeloop het en ons kon vir mekaar gesê het, wanneer is ons datum? Wat sou ons anders te gedoen het met ons lewens? Waarop sou ons ophou tyd mors? 35,000 besluite wat jy elke dag neem. Hoeveel van daai goed is tyd mors? Hoeveel van daai goed is nie die moeite werd nie? Wat sou jy anders te gedoen het as jy daai klok kon sien afloop en geweet het, ek het 3 jaar oor, ek het 8 jaar oor, ek het 2 maande. Ek dink ons sou ons lewens anders te ingerig het. So the run of the mill sal aanhou hardloop. Oomblikke soos hierdie, en wanneer ons gekonfronteer word met iemand wat saam met Caesar daar nog vasgehou het en wat nie meer hier is nie, dan herinner ons onsself aan ons verganklikheid en die tydelikheid van hierdie lewe en dat tyd stap aan. Daar is nie tyd oor nie. Tyd moet omhels word. Die belofte bly egter vir elkeen van ons. Ek is met jou totdat jy jou laaste asem op planeet Aarde uitblaas. En daarmee kan ek vir die familie berusting bring om te sê, ouma Marie-Louise was nie vir een oomblik alleen nie. Sy was nie vir een oomblik agtergelaat nie. Sy was nooit in vrees vasgevang nie. Sy kon met haar ore hoor dat God bevestig oor haar lewe. Ek is by jou totdat ek besluit, die een wat alle autoriteit en alle krag en alle mag en gesag oor alles hier op aarde het en in die hemel het, tot daai laaste oomblik beloof ek vir my disipelmakers is ek by hulle tot die volëindiging van tyd. Ek vra ruk terug vir 'n internis. Ek sê vir hom, wat sien jy op sterfbeddens? Wat is dit wat daar gebeur? Daar by Pretoria Oos, tot Thomas Gray, hy sê vir my, dit is verskriklik om te sien hoe party mense veg aan die einde van hulle lewe. Hulle stikkend krap, onrustig oor wat volgende in hulle lewens moet gebeur. Onrustig oor, het ek hierdie lewe reg geleef? Het ek regrets of het ek nie? En ek dink dis wat ons ook vandag hier vir mekaar sê. Ouma Marie-Louise, met die vrede wat alle verstand te bowe gaan, het sy een dimensie vir 'n volgende dimensie geruil. En sy is deur die een wat van haar 'n disipel gemaak het, is sy aan die hand gevat en sy is gelei na 'n ewigheid toe. As dit nie hoop bring, dan het ek regtig niks anders om vir enige iemand vandag hier te sê nie. As dit nie hoop in jou wakker maak nie, dan weet ek nie wat is dit wat hoop aan ons wakker maak nie. Die hoop sal nie beskaam nie. Dood, waar is jou angel? Hy's nie meer daar nie. Dis oorwin. Geliefdes, elkeen van ons wat hier agteroor bly, het 'n tyd. Die tyd stap aan. Jy het 'n mandaat en 'n roeping gekry, geen om wie jy is vandag hier nie. Jesus sê, gaan maak disippels, net daar waar jy is. Dis nie vir eendag nie, dis nie vir as ek reg voel nie, dis nie as ek die Bybel deurgelees het nie, dis vir as we are living. Gaan uit en gaan maak disippels, leer mense wie Jesus is, soos wat jy vir Jesus leer ken het, en gaan leer dit vir mense, en jy het 'n lewensdoel, jy het 'n lewensideaal, en niemand kan dit in 'n ewigheid van jou wegneem nie. En dan, om af te sluit, ek is met julle, en ek wil jou daarmee, wil jy nie net sommer so staan en jou hande oophou, dan wil ek vir hierdie seën gee. Ek wil Jesus se woorde uit die Bybel uitvat, en ek wil vir julle sê, elkeen wat hartseer is, elkeen wat mismoedig is, elkeen wat teleurgesteld is, elkeen wat voel God is ver, elkeen wat sê, Here, hierdie lewe maak nie sin nie, die belofte is, dat God is by jou. Gees van God, kom oortuig u kinders, dat u by ons is, tot die volëindiging van tyd. Amen. Kom ons sing die volgende lied saam. Jy sal sien agter in die boekie, is dit 'n kans vir ons om juis vir hierdie Jesus, wat gesê het gaan maak disippels, sy disippels wou by hom weet, hoe bid ons, waarvoor bid ons, wat moet ons vra, en dan gee hy die Onse Vader. So kom ons verbind onsself tot ons eie disippelskapspad saam met Jesus, deur dan nou die Onse Vader saamstaande te sing.
Julle kan sit, dankie. Julle sal sien, daar is 'n klomp huldeblyke wat doelbewus in die begrafnisblaadjie saamgevat is. So ek wil vir jou regtig vra in jou eie tyd. Hierdie is diep meegaande woorde. Mense sal dink dat daar nie meer gesê kan word en dan word daar nog gesê. So ons vier dit vandag wat die familie te sê het oor ouma Marie-Louis. Ek wil tog oupa Andrew Makink se huldeblyk, is 'n kort huldeblyk vir julle lees. En dan uit die huldeblyk uit gaan ons na 'n PowerPoint presentation kyk wat eintlik onsself net wil herinner het aan hierdie disipel van Jesus Christus. Mag dit jou hart warm maak, mag dit jou inspireer om weer eens te gaan wees en te word dit wat die Here jou geroep het. Maar kom ons lees hierdie saam. Ek wil dit lees en dan uit dit uit sal ons na die PowerPoint kyk. Dit staan in die boekie, dit staan definitief nie in die Bybel nie. Ek lees Matteus 28 daar. Hierdie jong man was op die jeugdige ouderdom van 21 reeds die ideale en deur God self verkose lewensmaat vir Marie-Louis van Wyk van Bossies. Dit was in 1956, maar ons het dit daardie jaar reeds as 'n gegewe situasie besef en onmiddellik daarvolgens begin leef, droom en beplan. Sedertdien was ons 'n simbiotiese eenheid wat mekaar innig liefgehad het en konstant as man en vrou mekaar gefassineer het. Albei van ons was van kindsbeen af reeds kinders van God en het gedurende ons simbiotiese gesamentlike lewe as uitgesproke en aktiewe disippels van Christus en sy agape blye boodskap gelewe en probeer optree vandag se preek. Ons was gelukkige en gefassineerde huweliksmaats, maar primêr bewus van ons bevoorregte posisies as broer en suster van Christus Jesus as middelaar tussen Homo sapiens en ons Skepper God. Geloofsdankbaarheid het ons lewens gevul. Dankie Lawaaitjie vir jou voorbeeldige agape gevulde liefde tesame met my en ons kinders. Kom ons kyk na die Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Sy nou aan, skus, ek het hom afgesit. Ek het toestemming by die familie gekry om te hoor of daar iemand is wat iets graag sou wou gedeel het, wat op jou hart druk. Julle het self gesien die familie, die naby familie, het hulle huldeblyke, is die binnekant, asseblief gaan lees dit deur, dis, jy het so ietsie daarvan daar ook gesien. Maar is daar iemand wat voel hulle wou graag iets hier gedeel het, dat ons ten minste net daai geleentheid ook sou kon oopgemaak het, as iemand iets wou sê? Fantasties, kom ons berus daarby. Kan ek jou vra om jou oë toe te maak? In die storms en in die stilte, of jy die vermoë het om te kan aanbid, en of jy die vermoë het om nie nou te kan aanbid nie. En dit wat vir jou maklik is om te verstaan, en dit wat moeilik is om te verstaan. En dit wat vir jou hoop gee, en dit wat jou in hierdie oomblikke hopeloos laat. Kan ek jou in die sorg van die vertrooster toevertrou, om sy seën oor jou lewe te gaan leef, om die nalatenskap van ouma Marie-Louis te gaan uitleef, soos wat haar disippelskap boodskap jou aangeraak het, sal jy dit gaan vrygewig met onvoorwaardelike agape liefde gaan weggee vir ander mense.
En sal ons elkeen die vermoë ontwikkel om soos ouma Marie-Louis die wêreld waarin ons gefunksioneer het op 'n beter plek agter te laat as wat ons dit ontvang het. Geliefdes, alle gesag en autoriteit behoort aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wie se belofte gestand bly dat hy is met ons. In die goeie en in die slegte, in die hartseer en in die blydskap. Hy is met ons tot aan die volëindiging van tyd. Amen. Ek het geen idee wat volgende gebeur nie. Ons gaan eet nou, nê. Okay, so wat nou gaan gebeur, julle, as jy uitloop, loop net opdraande. Solank jy net opdraande loop, dan gaan jy uitkom by 'n plek waar ons nou sommer net gaan saam kuier, fees vier, mekaar groet, mekaar bemoedig en regtig die Here vertrou om vir elkeen naby te wees in hierdie tyd. So julle kan net hier uitgaan en dan hier opstap na die kruisband, dink ek is die plek se naam. Dankie julle.